Goeiedag, jy is ingeskakel hierso op ons digitale platform van Mosselbaai Moedergemeente. En dit is vir my lekker om hierdie Sondag ook saam met jou te kan kuier. Dit is 'n spesiale Sondag want dit is die laaste Sondag van die kerklike jaar. Dit staan bekend as Christus die Koning Sondag. Volgende Sondag is die eerste Advent Sondag wat die begin van die kerklike jaar is in die afwagting op pad na Kersfees toe. En volgende Sondag die 30ste November is ons gemeente se Kerssangdiens. Dit word net in persoon aangebied by die kerk, word nie digitaal uitgesaai nie, maar julle is elkeen genooi om deel te wees van daai feestelike diens ook volgende Sondag die 30ste November om 7 uur die aand. Die gedeelte waarmee ek saam met jou wil gesels vandag is eintlik 'n onverwagse teks vir die tyd van die jaar. Dis hier rondom die kruisgebeure van Jesus, maar seker een van die tekste wat sy koningskap vir ons die beste kom uitwys en kom illustreer. So lees saam met my Lukas 23, ek lees saam met jou daar vanaf vers 33 af. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig, so ook die misdadigers, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boklere verdeel deur daaroor te loot. Die volk het gestaan en toe kyk. Die volksleiers het aangehou om smalend te sê: Ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus van God, die uitverkorene is. Ook die soldate het met hom die spot gedryf, terwyl hulle nader staan en vir hom suur wyn aanbied, met die woorde: As jy die koning van die Jode is, red jouself. Bokant hom was daar ook 'n opskrif: Hy is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom aanhoudend gelaster en gesê: Jy is mos die Christus of hoe? Red jouself en ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê: Het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van rekening dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig. Ons word tereggestraf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Hy sê toe: Jesus, dink aan my wanneer u in u ryk kom. Jesus het hom geantwoord: Amen, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Tot sover lees ons saam. Dit voel dalk 'n bietjie vreemd om in vandag se tyd waarin ons leef oor konings te praat en dan 'n koning te wil vier, nie waar nie? Ons leef in 'n wêreld waar konings en koninginne meestal net seremoniële figure is. Hulle swaai by parades rond en hulle knip lintjies by nuwe geboue wat ingehuldig word, maar Jesus, ons vier hom vandag as koning. En die teks wat ons lees, neem ons nie net na 'n paleis of 'n troonkamer toe of by 'n nuwe gebou wat ingehuldig word, se lintjie wat geknip word nie. Nee, dit neem ons na die kruis toe. Hoe kan 'n gekruisigde man 'n koning wees? Dis presies die vraag wat ons by 'n dag soos vandag op Christus as Koningssondag antwoord. Voordat Jesus aan die kruis hang, word hy 4 keer verhoor. Eerste keer voor die Joodse Raad, die tweede keer voor Pilatus, dan stuur hy hom na Herodes toe, Herodes stuur hom terug na Pilatus toe, en hier's die vreemde ding, almal wat hom verhoor, verklaar hom onskuldig. Pilatus sê trouwens 3 keer, ek vind niks verkeerd met hom nie. Herodes vind ook niks nie. Maar die mense wil dit nie hoor nie. Hulle wil hom kruisig. En waarom? Omdat hy hierdie stelling gemaak het, dat hy die koning is. Toe hang Pilatus gats 'n bordjie bo Jesus se kop aan die kruis. Dit is die koning van die Jode. Nou in daai tyd was dit bedoel gewees as 'n spot en ook as 'n waarskuwing vir die mense wat die kruisgebeure gesien het, dat dit is wat gebeur met iemand wat so 'n oortreding sou begaan. Maar sonder dat Pilatus het besef, is dit die waarheid. Die akkuraatste ding wat hy daai dag kan beskryf, was bedoel as 'n grap gewees. Jesus word skuldig bevind, presies vir wie hy werklik is.
die koning. En toe begin die bespotting. 3 groepe mense kom verby die kruis. En al 3 sê basies dieselfde ding. Eers kom die Joodse leiers daar, die raadslede, die skrifgeleerdes. Hulle lag vir Jesus uit en hulle sê, hy het ander gered, laat homself dan red. Hulle verstaan koningskap as selfbeskerming, asof 'n ware koning dink hulle iemand is wat homself kan red. Dan kom die Romeinse soldate, en hulle bied vir Jesus suurwyn aan en hulle spot, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Hulle verstaan koningskap nou weer as mag, militêre krag, fisiese dominansie. En dan is daar die een misdadiger wat saam met Jesus gekruisig word. Hy sluit aan natuurlik by die spotters. Is u nie die Christus nie, red u self en vir ons ook. Hy wil 'n koning hê wat onmiddellik sy probleme oplos. Haal my van hierdie kruis af en dan sal ek dit glo. 3 keer hoor ons hierdie selfde woorde eintlik. Red jouself. En dis mos hoe ons vandag ook nog dink oor leierskap nie waar nie. 'n Goeie leier is iemand wat homself kan beskerm, is iemand wat sy eie belange kan behartig, is iemand wat homself uit die moeilikheid uit kan red. Ons bewonder dit van mense wat op die top gekom het en dan daar gebly het. Ons soek leiers wat sterk is, wat nooit swakheid wys nie, wat altyd antwoorde het, maar Jesus red homself nie. En dis presies die punt. Martin Luther, ons kerkvader, het een keer gesê, die kruis toets alles. En dis nogal iets wat ek vir mense, as hulle by my kom gesels, ook wil aanleer, is om te sê, hier is die ding, hierdie kruis kom toets ons begrip van koningskap, van leierskap, van mag, alles. En wanneer ons standaarde aan dit wat ons op die kruis sien toets, dan besef ons die kruis het dit vir ons kom omdraai. En dan gebeur iets merkwaardigs. Die ander misdadiger, die een aan Jesus se ander kant, hy sien iets anders. Hy draai na die eerste misdadiger en hy sê vir hom, is jy dan nie bang vir God nie? Ons kry ons verdiende loon vir wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hier's 'n man wat hang en sterf, en hy maak nie verskonings nie. Hy sê nie, maar ag, die samelewing het my geval nie, of ek het nie 'n keuse gehad nie, ek is hier ingedoen. Hy sê net, ons verdien dit, ek verdien dit. En dan sê hy iets wat absoluut verstommend is. Hy draai na Jesus, hierdie bebloede, lydende man langs hom, en hy sê, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Wanneer u in die koninkryk kom, wat 'n koninkryk? Die man hang dan aan 'n kruis. Jesus se hande is vasgespijker, hy kan homself nie red nie. Hoe gaan hy 'n koninkryk hê? Maar hierdie misdadiger verstaan iets wat die Joodse leiers, die Romeinse soldate en die ander misdadiger nie verstaan het nie. Hy verstaan dat ware koningskap, luister mooi, lê nie in die vermoë om jouself te red nie. Dit lê in die bereidheid om ander te red. Selfs al kos dit jou alles. 'n Ander teoloog, Dietrich Bonhoeffer, wat natuurlik deur die nasies daar tereggestel het en gestel is in sy tyd, het geskryf, die kerk is net kerk wanneer dit daar is vir ander. Waar het hy dit geleer? By Jesus. Ons kan dit ook so van Jesus se koningskap sê. Jesus is net koning omdat hy daar is vir ons en nie oor dat hy optree vir sy eie gewin nie. En dan kom Jesus se antwoord. Luister mooi. Hy sê, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag nog. Nie eers as jy genoeg goeie werke gedoen het nie, sondaar aan die kruis. Nie eers as jy jou lewe reg gekry het. Vandag saam met my. Nie net in 'n plek nie, nee, maar saam met 'n persoon, saam met die koning self waar hy die tafel vir jou dek. Die paradys. Die paradys is die ding wat Adam en Eva verloor het. En dit word nou weer vir ons oopgemaak hier. Die tuiste, na wat ons altyd gesmag het en ons mense na soek, word nou toeganklik vir die mense. Dink daaraan, hierdie man het niks om aan te bied nie. Geen goeie werke nie, geen kerkbywoning nie, geen Bybelstudies nie.
Hy het letterlik in die laaste uur van sy lewe en tog sê Jesus vir hom, vandag, paradys, saam met my. Dis die mag van hierdie koning. Vanaf 'n kruis julle, kan hierdie koning sondes kom vergewe, wat hy sê, Vader vergeef hulle. Van die kruis af kan hy mense kom red, en hy misdadiger verlos. Van die kruis af word die paradys vir ons oopgemaak. Wat verlore was, word weer herstel. Van die kruis af, daar waar die spotters gesê het, red jouself. Maar as Jesus homself gered het daar julle, kon hy niemand anders red nie. Sy koningskap lê juis daarin, dat hy nie homself red nie, sodat ons gered kan word. Hierdie was alles deel van God se tyd en God se plan. Ons lees dit in die ou profeseë van die Ou Testament. Jesaja het meer as 700 jaar voor Jesus gebore is geskryf. Hy sal saam met misdadigers gehang word. Hy sal die sonde van baie dra. En kyk nou, daar hang Jesus tussen sondaars. Psalm 22 is terloopse psalm wat Jesus self van die kruis aangehaal het. Dan staan daar, hulle sal my klere verdeel onder mekaar en lootjies trek. En dis presies wat die soldate doen terwyl Jesus sterf. Jesus is met ander woorde nie die slagoffer van slegte omstandighede nie. Hy is die vervulling van God se plan. Al is dit moeilik daar waar hy nou is. Die koning is voorspel, hy is verwag en nou is hy hier. Presies waar hy moet wees. Maar nou wil ek vir jou vra, watter misdadiger sou jy in hierdie verhaal kon wees? Want daar hang twee misdadigers, en in 'n sin verteenwoordig hulle die twee soorte mense, twee maniere waarop ons op Jesus reageer. Die eerste misdadiger wil hê, Jesus moet sy lewe vir hom makliker maak. Hy wil steeds selfbeheer hê. Hy wil uit die situasie uitkom sonder om werklik te verander. Red my van my probleme, maar moet my net nie kom verander nie. Ons verstaan hom nogal goed waar hy vandaan kom, nê? Want ons bid ook dieselfde gebede. Here, kom maak my lewe makliker. Haal hierdie probleem vir my weg. Gee my asseblief wat ek wil hê. Maar ons wil nie noodwendig hê Jesus moet koning wees van ons hele lewe nie. Net koning van die moeilike dele van ons lewe. Die res wil ons self beheer. En die tweede misdadiger is dan anders. Hy kom met leë hande aan. Hy kom erken, ek is sommer 'n ou stuk gemors man. Ek verdien die straf. Maar Jesus, U is anders. U is koning. Dink aan my. Hy soek nie 'n situasie om sy oplossing om sy probleem te probeer verander nie. Hy soek 'n koning wat hom sal kom red. Wat dit ook al mag kos. En die vraag wat uit hierdie teks kom, wat vandag vir ons dan vra, is eenvoudig, wat 'n misdadiger is jy hierso? Soek jy 'n koning wat jou lewe net vir jou kom makliker maak? Of soek jy 'n koning wat jou sal kom red? Selfs al beteken dit ook, dat jy alles aan hom moet oorgee. Ons sluit hierdie kerklike jaar af vandag, met hierdie fees van Christus as koning. En die kerk wil deur die eeue eintlik ook vir die mense kom sê, julle ouens, moenie julle oë van hierdie koning afhaal nie. Kyk goed na die koning. Sy troon is 'n kruis. Sy kroon is van dorings. Sy mag is sy selfopoffering. Sy seëviering kom deur die lyding. En juist daarom is hy die enigste koning wat die moeite werd is om te volg. Want weet jy, die konings van hierdie wêreld, of dit nou politieke leiers is, of sakemagnate, of beroemde mense, hulle soek almal dit vir hulle eie belang. Ons soek ook maar ons eie belang. Ons vra, wat is dit in dit vir my? Hoe beskerm ek myself? Hoe kan ek my posisie behou? Maar Jesus vra, hoe kan ek hulle red? Want wat sal dit my kos om hulle te red? En dan gee hy die antwoord met sy lewe. Nou toe Paus Pius die 6de in 1925 hierdie feesdag van Christus ingestel het,
het hy gesê die wêreld sal vrede en harmonie beleef wanneer mense weer Christus as koning erken. Nie konings, leiers wat hulle eie belang soek nie. Nie leiers wat nie hulle posisie beskerm nie, maar Christus, die koning wat homself gee. Maar vandag staan ons almal by hierdie kruis. En soos daardie twee misdadigers, moet ek en jy 'n keuse maak. Gaan ons vir Jesus sê, red jouself, en terwyl jy daarmee besig is, red my ook hiervan. Of gaan ons eerlik wees oor ons skuld, soos die tweede misdadiger, eerlik wees oor ons behoefte en sê, Here, dink aan my, wanneer U in U koninkryk kom. Psalm 121 gee vir ons 'n wonderlike belofte ook, waar Jesus sê, hy vergeet nie om aan sy kinders te dink nie. Die wonderlike nuus van die evangelie is dit, is dat hierdie koning steeds dieselfde antwoord kom gee, as wat hy daai tyd vir die misdadigers gegee het. Vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Nie as jy jouself reg kry, genoeg gebid het, genoeg gedien het nie, nee, vandag, nou, saam met hom. Want dis hoe hierdie koning werk. Hy het nie homself kom red nie, hy het vir jou kom red. Vat sy aanbod, vandag. Amen. Kom ons bid saam. Here, met alles in ons, wil ons tog die magtiges wees wat in beheer is van ons lewe. Maar by U, Here, werk dit nie so nie. U vra nie 'n porsie van ons lewe, wil net in beheer wees van ons moeilikheid nie. Nee, U wil in beheer wees van alles. So gee ons tog die krag en genade, Here, dat wanneer ons in moeilikheid beland, ons soos hierdie tweede misdadiger sal wees. Iemand wat sal sê, Here, U is ons uitkoms en ons redding. Dink aan my, Here. Want ons weet, Here, dit sal vir ons ook genoeg wees. Dankie vir U genade. Gee, Here, dat ons ook in U voetspore kan volg. Want ons weet dis wat die koninkryk ook van ons vra. Dat ons onsself op die beurt weer kan weggee vir hierdie wêreld. Ons eer U vir ons lewens en wat U daarin kom doen. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vir almal wat so gereeld ook bydra vir ons om die bediening hier vanuit Mosselbaai Moedergemeente moontlik te maak. Mag die Here ook vir jou en vir elkeen van julle seën en saam met jou loop hierdie week. Sien julle volgende week weer. Totsiens.